Daar sê, kom ons gaan aan. Pasta. Nou klassieke geregte beteken dit wat tradisioneel eintlik kan wees, as ook as ek in 'n land instap en ek vra vir lasagne, is jy veronderstel om lasagne te kry. Die wêreld behoort te weet wat klassieke geregte is. So dis nie jou ma se spesialiteit nie, dis nie jou tannie se lekkerste pasta nie, wat jy allerlei goedjies bygooi en jou eie resepies uitdink nie. Hierdie is wat al lankal uitgedink is, wat tradisioneel is. So jy stap by enige winkel in en hulle is veronderstel om dit te weet. So, ek gaan nou net 'n paar name noem, hier's vir jou prentjies. Kyk in jou handboek as jy dit nie kan spel nie. Hoe word dit gespel en wat is die groot name dan? Goed, nommer 1 is dan Italien. Jou Italien is gewoonlik jou bottersousie, wat hulle met gerasperde kaas oorsit, of dan gewoonlik parmesaan kaas is baie populêr by pasta. En die pasta wat daar gebruik is by nommer 1 lyk vir my so spaghetti. So nommer 2 is dan jou Napolitain of jou Napolitain. Pasta word bedien met 'n tamatiesous en jou parmesaan kaas. Dit lyk ook so spaghetti wat daar gebruik is. Jy kan enige pasta gebruik, maar dan verander die naam so bietjie. Maar hierdie is jou klassiek. Nommer 1, Italien, 2, Napolitain, en 3 is jou Milanese. Hy het ook 'n tamatiesous basis met stukkies ham in, spaghetti. 4 ken ons almal, dis lasagne. Mens spel hom lasagne of lasagna. So kyk asseblief na die spelling. En julle weet, dit is dan die velle laapasta met 'n tamatie en maalvleis basis, met lekker kaas, gewoonlik gebruik ons dan die cheddar en mozzarella, bo-oor. En daai groen blaartjie wat julle daarby sien, is die basielkruid, om mooi te lyk saam met tamatie. 5 is dan jou cannelloni, dis jou buise wat gevul is. Hier is dit gevul met tamatie, baie min tamatie, maar eintlik dan jou eiervrug saam met jou maalvleis. 'n Klein ligte sousie oor en so bak hy dan jou cannelloni. So gewoonlik is die bechamel sous wat 'n wit sous is, en dan klassiek sit hulle spinasie saam met die maalvleis binne-in. Goed. Klassieke pasta souse. Dis nou souse, en jy kan dit eintlik oor enige pasta sit. So jou eerste een hier is jou arrabbiata sous. Dis gewoonlik 'n tamatie en chili. Arrabbiata is tamatie en chili. Of in Afrikaans is chili natuurlik, russies. Die tweede ene is jou marinara. Die eerste ene het penne pasta gebruik, en die tweede ene is spaghetti met jou marinara sous. Marinara is altyd seekos. Maar tog 'n sterk tamatiesous basis, pietersielie en dan jou seekos. Die mossels lyk net altyd mooier, maar jy kan die prawns of die shrimps in Afrikaans garnale of steergarnale ook gebruik. Nommer 3 is dan jou Alfredo. Ek dink dis die populairste, want hy het wit room in, saam met botter en parmesaan en fyn gekapte hamstukkies. Nommer 4 is dan jou carbonara. Carbonara beteken, dit het dan 'n eiersousie, saam met bietjie spek en room. So dis jou carbonara. En dan definitief parmesaan kaas op die einde. So kyk op bladsy 152 is hierdie souse met hulle bestanddele ook vir jou baie mooi uiteengesit. Hier's nog 'n paar klassieke souse. Nommer 1 is dan jou mornay sous. 'n Mornay sous beteken dis 'n wit sous met kaas in. Nou ons gooi sommer cheddar in, maar jy kan parmesaan kaas, jy kan blou kaas, jy kan enige kaas gebruik saam met bietjie fyn gekapte seldery.
So dis dan jou Mornay sous. Ook op bladsy 152 gaan dit dan aan. 2 is jou typiese bolognese sous. Ons almal ken van spaghetti en bolognese. So jou bolognese het dan malvleis met lekker tamatie basis en geurmiddels saam met jou petersilie. So hierdie bolognese sous kan ook 'n gerasperde wortels in hê, olyfolie, bietjie wyn en so. Ek glo julle almal het hierdie vakansie nou 'n bietjie spaghetti bolognese geëet. Nou probeer weer 'n bietjie nommer 3. Nommer 3 is dan jou Madeira. Dis 'n tipe wyn. Nee, ons kan nie wyn is nie beskikbaar op die rakke hierdie vakansie nie. Dan moet ons maar 4 toe gaan. Pesto, kruie. Dis kruie wat fyn gemaak is, saam met olyfolie. Baie goedkoop, vul die magies, baie populêr en hy het 'n heerlike geur. So, in jou handboek bladsy 153, kan jy ook dan nou neute, macadamia neute daarby voeg. En jy kan dit selfs koud of warm eet. Dit maak dit baie lekker. Ek glo julle almal het nou lekker pasta hierdie vakansie geëet. So dink 'n bietjie, wat is die pasta se naam en wat is die sousie daarby? Dan graad 10s, aktiwiteit op bladsy 153 en 154 kan jy in jou skrif doen. Ons sal dit dan merk as die skool weer begin, sodat ons nou net eers al die teorie agter mekaar het. Dan moet jy ook net so bietjie weet van gaarmaakmetodes van pasta. Meeste van die pastas kan ons kook. Dit beteken ons sit dit in baie warm water, sodat dit die pasta bedek. En ons kook dit tot groot woord al dente. A-L-D-E-N-T-E, al dente. Weer daai woord, bladsy 149. Dan sal julle sien, ons kan pasta roerbraai, ons kan dit bietjie mikrogolf, en ons kan dit selfs bak, ons kan dit bietjie stoom, en ons kan dit so bietjie braai in botter, die roerbraai natuurlik. Nou wat jy moet weet van die pasta hoofstuk is, klassifikasie, so dit is jou soorte pastas en hulle vorms, klassieke geregte, klassieke souse, en so bietjie oor die gaar maak. En as jy dit weet, perfect. So doen dan jou vragies, sien julle volgende keer en dan doen ons weer 'n bietjie iets anders. Lekker dag, tata.